Hierdie week in Kaap Verhoop gesels ons Pinotage rooiwyn en ons kuier begin hier by die pragtige Landsraak Hotel en Spa in Stellenbosch. Landsraak is histories en vind sy bestaan reeds in die 1600s. Die 100 jaar vieringe van Pinotage druiwe en wyn is op baie plekke in die Kaap aangebied en ons gesels begin by Derenique Adams van Landsraak en sy vertel oor die 100 jaar vieringe wat daar plaasgevind het. En dan vertel Emile Langenhoven, die algemene bestuurder van Landsraak Hotel en Spa, meer oor wat die spogplaas bied. Beier Strieter van Beierskloof Wynlandgoed gesels ook saam en deel sy Pinotage passie. En dan maak ons ook 'n draai by Breeland Maree Familie Wyne, waar wynmaker Wikus Erasmus ons aan hul Pinotage voorstel. Ons besoek ook die baie gewilde Stellenbosch soarey en gesels met Jeanneret Momberg van Visit Stellenbosch. Maar eerstens gesels ek met Landsraak se Derenique Adams, wat ons herinner hoe lank gelede die wynlandgoed ontstaan het. Kyk vir die Namibiërs is dit baie oud, vir almal is dit baie oud, maar dit is 1692, waar? Yes, so in 1692 ja, was die plek gestabileer gewees, en ons is gestig deur British Conscientiations. Yes. Landsraak is ook baie wel bekend vir ons Pinotage, dus hoekom vier ons 100 jaar van Pinotage. Want in 1925 het professor Abraham Isaac Perrault 'n crosspollinering gemaak van Pinot Noir en Hermitage, wat nou vernoem is na Sinsel. En ons het ook ons eerste bottel gelabeneer hierso by Landsraak. Dit is die commemorative Pinotage wat ek in my wat ek in my hand definitief het. So dit is wyn van 1959. Yes, meneer, wat gelabeneer is en gebotteleer by ons is. So dit is om enetjie om te hou. Dis enetjie om te hou. So hierdie is vir 2021 oesjaar. Wat beteken jy kan hom nog vir 15 tot 20 jaar. 'n Perfekte bottel wat jy kan geniet wanneer jy 'n lekker feesviering het of anniversary. Baie lekker om so te doen. Ag, dis wonderlik uniek. Ek het hierso die Pinotage wat ons almal ken en as ons hier kom sit so lekker onder die bome. Kyk hoe mooi is dit ja. Pragtig. Yes, avontuur. 360 grade rondom ons sien. Maar dis akkerbome, dis sambrele, mense sit lekker die musiek. Maar dis die Pinotage, hierdie is 2022. Maar Pinotage die periode of die wyne sommer net hier rondom die hoofgebou. So hierdie is ons Pinotage rosé wat hierdie kan groei. Reg rondom die plaas het ons die Chardonnay en die ander kant het ons rooiwyne wat ook die Pinotage groei. Ons doen ook ons bottling, ons labeling, doen ons alles hierso by Landsraak self. En hierdie is die 2022 soos meneer sê. Hy is vir 14 tot 18 maande in die Franse vate vir die tweede en derde vol fermentasie, wat beteken hy is 'n alledaagse wyn wat jy kan geniet, nie net vir vandag nie, maar jy kan hom hou vir nog meer vele jare wanneer jy 'n lekker tyd kan hê. Absoluut. Vir die volgende 100 jaar kan nog aangaan, meer hierheen vir die volgende 100 jaar. Nee, verseker. Jy ken jou wyne. Dankie. Dit is lekker om te hoor en jy's een van die wynambassadeurs. Yes. En dit is seker lekker as elke dag dan kry jy nou gaste en mense kry hulle van oral oor die wêreld. Ja, ons kry mense van internasionaal, ons kry ook alledaagse local mense wat ons ook kry. En dit is baie lekker om dit te doen, want dit is my passie wat ek wil doen. Ek is nog nie klaar in wat ek wil doen met drome nie. Ek wil nog baie graag 'n sommelier word en dit is my toekoms en dit is wat ek wil aanpak in die lewe. Ja, absoluut. En is jy van die omgewing ook professor? Ja, so ek is trots van die Parel. Ek is 'n Pareliet, maar ek het nou tans hierna toe getrek na Stellenbosch so as gevolg van my werk Landsraak. Ja, heerlik. Weet jy maar die Namibiërs wat ook kyk, dis 'n mooi wêreld en sommige was al by Landsraak, jy wat nog nie was nie. Kom ons nie verduidelik, dit is so half nie hange jy ry Stellenbosch uit. Maar dit is Stellenbosch is dan my unieke plek. Is 'n baie unieke plek en is baie wel bekend vir studente en vir toeriste. Baie mense sal hier toe kom vir ons wynproe. Ons is ook baie wel bekend vir ons scones. En ons vir ons legendary kaaskoek. Yes. Yes, jy moet kyk. Jy het 'n deli ook hierso. Ons het 'n deli ook, so ons deli ons bedien alledaagse kosse. Wat ons baie wel bekend. Ons is baie wel bekend soos ek sê vir die scones, vir die kaaskoek en ons is elke dag bedrywig. Daar's nie 'n dag wat ons nie stil staan op ons voete nie. Kyk, nou maar weet wat kom 'n draai maak as hulle hier kom 'n wynproe doen, hulle kan 'n bietjie peeslok hier aan van die lekker kos. Maar dan sit iemand, dan sal jy ook nou een van die persone wees wat sê maar definitief. Ek sal vir hulle definitief sê geniet die kaaskoek en die scone saam met 'n glasie Pinotage rosé. Ons het ook die Pinotage rosé en dan is ook die Pinotage wat jy kan geniet met 'n lekker sjokoladekoek of jy kan dit met ons lekker menu ook eet. Miskien soos 'n lamb
die lamb kebab wat ons het. Jy kan dit ook geniet met die Mozambique. Ek is verskillende opsies wat jy kan kry. Daar's 'n klomp opsies. Dis wonderlik, by hierdie dag is spesiaal, soos die môre. Dit is 'n baie spesiale dag in Stellenbosch. In Stellenbosch en ons het gister het ons begin met hierdie feesviering, maar dit maak ongelukkig vandag klaar. Ja, daar is nog net soveel wat die mense nou kan doen. Nou verjaar dan mos eintlik net op een dag, maar ons het dan 2 dae. Exactly. So as 2 verjaarsdag in 2 dae. Dis heerlik. Maar dit is mense sit lekker hier's 'n persoon wat lekker musiek maak agter. Dis 'n lekker atmosfeer. So laaste vraagie sommer net so ingemeng in wat jy doen en jy geniet wat jy doen. Ek sien jou passie. Die program is Kaap vol hoop. Sommer ook hoop en dis hoop vir ons land nog. Daar is hoop vir ons land, daar is hoop vir alles. As jy net die gemoed voel het en jy voel daar is hoop nog in die lewe wat jy nog wil doen, daar is altyd hoop. Moet nooit twyfel aan jouself nie. Glo en jy sal achieve. Dis wyse woorde en ons neem dit en ek klink 'n glasie op. Ek klink 'n bottel saam met jou. Bottel saam met jou. Baie dankie vir jou tyd. Is 'n groot plesier. So almal wat 'n draai wil maak by Landsraak, dit is maklik om te kry. Kom maak 'n draai by ons en jy's meer as welkom om 'n glasie te klink. En in die Delia draai. En in die Delia draai kom maak, soos meneer sê. Absoluut. Dankie julle. Is 'n groot plesier. Dankie. Welkom terug by Kaapvol Hoop waar ons verder kuier by die Landsraak Hotel en Spa in Stellenbosch. En ek ontmoet algemene bestuurder Emil Langenhoven. Dankie dat jy kom kuier het en ek dink vir die mense by die huis is Stellenbosch net die plek om te kom in Desember. Die weer is mooi, dis groen hierso. Ek weet dit is vir die Namibiërs belangrik en dan het die goeie kos en wyn in die wynlande. En Landsraak is net so klein bietjie uit die dorp uit. Ons het 3 verskillende restaurante wat vir jou baie opsies gee. As jy 'n fynproewer is of net 'n gewone botterbroodjie wil hê, dan kom jy na ons proelokaal in Delhi toe. Of bietjie meer goeie steak wil hê, dan is ons taphuis daar vir jou. En as jy bietjie meer ietsie ons sê in Engels classics reimagined wat ons chef doen in die Manor Kitchen, dan kan jy daar ook kom kuier. Ja. En as jy nog nie verblyf het nie, ons is amper vol, maar dan kan jy nog steeds kom bly ook. Dis die mooiste uitsigte as mens hier so kyk oor die grasperke en die historiese kant. Moeilik om te dink 1692, né? Dit is net na Jan van Riebeeck. Ja. En dit is van die geboue en die argitektuur nog behoue gebly. Ja, so ons 1692 is 7 jaar na Stellenbosch as 'n dorp gestig is. So dit is Stellenbosch die tweede oudste dorp in die land. So die plaas kyk al na Jonkershoekvallei van 1692 en die ou geboue het vertel definitief die storie van die plaas. Aanvanklik net 'n plaas, baie vrugte en oor die jare het die wingerde bygekom en in 1959 het hulle die hotel oopgemaak en dit was ook die oesjaar wanneer die eerste pinotage onder Landsraak se naam vrygestel is. So pinotage, soos julle weet, is daai reg Suid-Afrikaanse dryfsoort. En ons het die voorreg om die eerste kommersiële pinotage onder ons naam vry te gestel het. Was in 61 vrygestel, maar dit was die 1959 oesjaar gewees. En van die wyne gepraat, julle topklas wyne. Niks klop hom ook om met die pragtige stoep te sit oor die wêreld te kyk en 'n goeie, is 'n verskeidenheid witwyn, rooiwyn en van die Kap Klassieks ook. Dit bied eintlik 'n goeie verskeidenheid. Verseker. Die wyne komplementeer beslis vir Landsraak. Ja. Nee, ons is bevoorreg om 'n groot verskeidenheid van wyne te doen en ek sal sê 90% van die druiwe kom als van ons plaas af en die bietjie druiwe wat ons kry is net van ons buurman af. So is als hier in die Jonkershoekvallei met die uniekheid van die Jonkershoekvallei, daar's net nog een ander plaas op in die vallei, so dit is definitief ons eie klein stukkie hemel hierso in Stellenbosch
En ja, die verskeidenheid van wyne is groot. Ek dink daar's iets vir elkeen se palet. Vir die ervare wyndrinkers en die wat nou net leer om wyn te drink, kan hulle kom gesels. Ons mense verduidelik graag. Hulle kan maar hier kom oefen. Oefen is altyd belangrik, ja. Laaste vraag is program is Kaap vol Hoop. Hoop is nou eintlik 'n dieper woord, maar ons gaan die feesseisoen in en pragtige omgewing. Die woordjie hoop ook in Landsraak se konteks, jou persoonlike konteks, ook baie betekenis. Ek dink hoop is wat ons as Landsraak deur al die moeilike tye gekry het van 2020 en 2021 en waar hotelle en restaurante swaar getrek het, was dit die hoop om te weet dat die mense gaan weer terugkom, was wat ons definitief deur dit getrek het en elke dag soos ons meer en meer mense die voorreg het om te ontvang by ons, raak die hoop net groter. So dit is definitief in elkeen van ons by Landsraak se harte elke dag. Ja, pragtige omgewing, ek kan dit ten sterkste aanbeveel. Dankie. Welkom terug by Kaap vol Hoop waar ons verder Pinotage wyne gesels en as mens Pinotage wyne in die Kaap gesels dan kan mens nie anders as om by Beyers Kloof by Beyers Treater aan te gaan nie. Beyers, mense voorreg dat ons met jou ook so vinnig kan gesels en mense besef nie jy het lang jare terug al jou eerste tree gegee. Ek het die eerste drywe op Beyers Kloof in 1988 geplant. So dis al 'n paar jaar terug. Ja, dit is 'n klop. Ja, ek skrik ook elke keer as ek dit hoor. So dis 'n hele paar jaar terug. En Pinotage het diep in jou hart ingekruip en dit is en jy saam met hom gegroei. Ja, ek het al van 81 op Pinotage gemaak en jy weet in daai jare was Pinotage soos 'n nommer 6 flank, jy weet. Altyd aan die verkeerde kant gelê, jy weet. Die manne het hom maar onder die tafel gedrink. Hulle wil nie praat van hom nie, maar Pinotage het oor die jare ontwikkel in 'n baie goeie speler, jy weet. Hy het 'n spanspeler geraak. Hy's deel van die Suid-Afrikaanse bedryf. Jy kan amper sê hy's deel van die Suid-Afrikaanse rugby span. Hy's nou 'n 8ste man en 'n nommer 7, jy weet, wat 'n bietjie rondhardloop ook met die bal. So nee, Pinotage het altyd aan my hart gewees. Ja. En die produkte die wat jy voor ons ook het is dis trotse produkte en dit is dan seker lekker op jou as jy op die ou end af jou hande werk in die bottel kan sien en proe en sien mense kom hier in en kom geniet hom. Dis absoluut wonderlik om te sien. Iemand geniet 'n glas Pinotage, jy weet. En dis dit raak al meer internasionale mense kom van oorsee af en vra kan ons julle Pinotage proe en dis wonderlik om dit te hoor en te sien en dis lekker om te sien mense gebruik jou produk, jy weet. Veral reg deur die land, in die buiteland, in Namibië. Ja, gebruik hulle dit baie, jy weet. En dis wonderlik om te sien dat hierdie eie kommersiële Suid-Afrikaanse variëteit wat kommersieel beskikbaar is, so gegroei het oor die jare. Probeer absoluut elke jaar die beste wyn in die bottel sit en ons het amper 200 hektaar op die stadium en 75% van ons aanplantings is Pinotage. Ja, so ons het 'n groot klomp druiwe en wynwaaite ons kan kies om die beste in die bottel te sit. Absoluut. Vir die mense, enige mense wat nou kyk en veral die Namibiërs wat ook indraai, miskien kan jy vir hulle so 'n prentjie net so 'n idee gee van wat te wagte kan wees as hulle byvoorbeeld hierdie enetjie kom oopmaak hier by jou by Beyers Kloof. Die eerste ding is veral die Namibiërs en natuurlik almal in die wêreld is baie welkom om die Namibiërs lê baie laag in my hart want ek het al van 81 af begin bemark en die Namibiërs hou van rooi wyn veral dit raak koud, ou besef nie Namibië raak koud in die woestyne oral. So die mense het rooi wyn nodig, maar as jy die Pinotage Reserve koop, is hy's 'n goeie prys. Is eintlik 'n gemaklike prys, maar as 'n wyn wat 15 maande in hout was, in Franse eikenhout, nie eerste en tweede gebruik. En is 'n wyn wat tipies, hy wys daai swart besighede saam met die seder by die hout gee en hy's gebalanseer as jy hom proe op die smaak. As hy sag, want
Pinotage het so 'n klassieke balans. Hy het daai sagte tannine. Ja. Maar dis die tipe wyne wat ten minste 10, 15 jaar sal verouder in die bottel. Ja. Ja, nee wat, mense ek kan dit aanbeveel ten sterkste. Dan gaan hy. Dankbaar, dankie vir jou tyd. Plesier. Ja, Beyer Streeter is 'n legende in Pinotage wyne en hy maak briljante wyne net so buite Stellenbosch. In die Woester omgewing is Breeland Maree familiewyne en ek gesels met wynmaker Wikus Erasmus wat my ook vertel van hulle lekker Pinotage. Wikus is 'n mooi wêreld hierdie. Dit is as mens so rondom jou kyk, kan mens nie anders as om ver terug te dink aan hoeveel jare staan van hierdie wingerde al of dit so gelyk waarskynlik 100 jaar terug. Jy het so soms so 'n prentjie wat jy probeer dink, hier staan manne wat voor jy ook al so 'n bietjie wyn gemaak het hierso. Ja, is ongelooflike ou wingerde ook selfs op die plaas hier's wingerde wat van die 86 af opkom. En ja, daai tipe wingerde raam net deur na jou kwaliteit toe. Laer produksies baie beter wyn. So ja, ons is opgewonde om daai goed te probeer bewaar. So ja. Die plaas het ongelooflike grondverskille wat alle cultivars maar maak dat jy al die kwaliteit kan verbeter. En dis waar ons laaste 10 jaar fokus om die regte cultivar op die regte plek te kry. So ja, ons het 'n klonetuin wat die grootste klonetuin in Suid-Afrika het, wat ons probeer kyk wat se kwaliteit klone hier is en wat se produksie klone laat ons nog steeds winsgewend boer, maar laat ons kwaliteit van ons bottelwyn bietjie opbring en ek dink ons resep waar buite ons eerste groot bottelwyn besigheid wat nou in die bottelmark is. En ja, ek dink ons het ons huiswerk eers buite gedoen en ek kan nie wag vir so oor 5 jaar gaan die plan in plek val en dan gaan die groot dinge gebeur dink ek. So ek sien uit daarna ja. Ja. Ek is na daai briljante witwyntjie, moet ons nou rooiwyn se kant toe gaan. Jy het gepraat van hy van die westelike helling. Dis 'n Pinotage hierdie. Dis ook een van julle topwyne. Ek hou daarvan as hy 'n kurk in het. Ja, die kurk maak hom net weer eksklusief en ons het skryf opgegaan om vir die verbruiker dit makliker te maak, maar ons het weer terug probeer kurk toe. Ja, ek hou mooi weer van 'n kurk. En ja, die wyn of die druiwe sit in die westelike hang wat nou meer sonlig kry om meer rypheid te ons pars die druiwe op 25, 26 balle en dit is ook om ons het nog meer op die westelike hang plant. Pinotage is lekker vroeg in ons area so dit help definitief om mooi kwaliteit wyn te kry. So ja, en dan die wynmaakproses van dit is al ons rooiwyne gaan nog deur die ou tydse wat ons die druiwe deurdruk, soos in die ou tyd. Het ons sulke stuk vate wat ons die druiwe inpars en dan druk ons dit deur so 4-5 keer 'n dag. En ja, en dan as dit daar klaar is dan verouder ons dit in Franse eikenhout vate vir so 18 maande. Ja, so ja. Met die Pinotage ek is wat kan mens uitkyk vir hom? Watter geure kom na vore? Ek kyk lekker vrug op en dan kyk hier lekker ryp piesang hier. Kyk nou op die wyn. Ja, die wyn is net bitter mooi vrugtig. Dis weer eens 'n lekker en die kleur is mooi donker. Ons het die geluk van Pinotage wat vroeg is wat ons mooi kleur op kry so ja. En dit is jy werk met die natuurgeologie en mens moet maar mooi konsentreer seker. Ja, kwaliteit vrug is belangrik vir jou. Ja. Nee, jy wil al die vrug behou so jy wil so reduktief as moontlik met die wyne probeer werk tot in die kelder. So ons pars ook 90% van ons wyne word in die nag gepars dat dit terwyl dit koud is en is ekonomies en dit is maar vir kwaliteit vir oksidasie doeleindes is goed. My komplimente Wikus, hierdie is 'n briljante Pinotage. Dit is ek sal maar dit gaan nie reg wees as mens die botteltjie nie klaar maak waarskynlik. Ja. Die wyn is so 3 maande terug gebottel so ek dink hy piek nog nie, maar hy's klaar ongelooflik baie mooi. So ek dink so oor 6 na 8 maande toe gaan dit 'n ongelooflike wyn wees. Graag gedaan. Hierdie is 'n briljante. Dankie. Welkom terug by Kaap vol Hoop en in ons program oor lekker wyne in die Kaap af te sluit maak ons 'n draai by die Stellenbosch Soirée en Jeanette Momberg, sy is uitvoerende hoof van Visit Stellenbosch gesels ook saam en vertel ons oor die wyne en dan ook oor Stellenbosch. Hierdie is een van die mooiste strate waarskynlik op die aardbol
Verseker, en dit is altyd lekker om oor 'n glasie wyn bymekaar te kom. En die hartjie van Stellenbosch, wat is nou lekkerder as 'n streetsoirée, waar al die wynprodusente hulle wyne kan bekendstel. En jy sal natuurlik sien, hier's nie net plaaslike mense nie en studente nie, maar ook heelwat toeriste. Ja, dat is seker maar reg deur die jaar. Eerstens, miskien voor ons by die toeriste kom, toerisme, Stellenbosch toerisme. Stellenbosch is 'n groot komponent van Kaapstad en Suid-Afrika se toerisme. Absoluut, en ons is baie gelukkig om baie nou saam met hulle te werk. Want natuurlik as mense 'n klein begroting het, dan moet jy maar saam met die groot kanonne speel en dan ons is net so kort agter hulle en dan doen ons ding. Ja, en Stellenbosch bied baie. Dis wyn is 'n groot komponent, maar dis mooi. Dis 'n mooi wêreld. Dis baie om te sien ook. Absoluut. So ons is wel die beste bekend vir wyn, maar daar's ook baie ander goed wat mense kan doen. Soos natuurlik ook 'n baie goeie familiebestemming. Dis baie wonderlike goed wat mense met kinders kan doen hier. Buitelug ongelooflike mooi majestueuse berge. Die landskap is besonder mooi. Ons het wonderlike bergfietspaaie, 500 km. So mense kan regtig waar iets van alles doen. Stellenbosch piknik, daar's wonderlike romantiese plekke. So ja. Dat is eerlik. Stellenbosch is net 'n ongelooflike plek om in te woon en natuurlik om te bemark en om te kan deel met die buitewêreld. Ek kan net dink en dis 'n gunsteling plek van Namibiërs ook en dis Desember is op ons ook en daar's altyd 'n plekjie om te bly ook. Dit bied eintlik die volle pakkie nê. Hulle is absoluut 100% ingestel op toerisme. Absoluut. En die wonderlike ding is mense kan 'n keuse maak of hulle kan in die middedorp bly of hulle kan op 'n plaas bly, pragtige wynplaas omring van wingerde en berge of hulle kan hier pragtig in die ou tydse historiese senter van Stellenbosch bly. So ja, daar's 'n groot verskeidenheid. Iets vir almal. Absoluut. Ons moet praat wat hier rondom ons is, want dit is stil lekker. Desember is nou op ons, maar wyn is natuurlik 'n groot komponent, maar net as die mense met interaksie, dis 'n mooi aand. Dis om lekker as al die kelders so saamkom. Absoluut. En jy het 'n klomp kelders hierso. En dis 'n wonderlike geleentheid. So elke tweede week in die somer, en hierdie is nou die eerste een van hierdie somer, so dis 'n groot opwinding. Ons het al vir weke wat mense vir ons vra nou wanneer is dit? So dis altyd baie lekker om die eerste een te hê en dan het ons nou vir 'n paar weke en dan so oor Kersfees en Nuwejaar dan het ons 'n breek en dan begin ons weer in die nuwe jaar en dis nogals interessant om te sien hoe die gaste, die samestelling van die gaste wissel. Want hierdie tyd van die jaar dan skryf van die studente nou nog eksamen, so dan se min studente en as daai eksamen penne neergesit word, dan is 'n groot feesviering en dan weer in Februarie as ons weer begin met die streetsoirees as die studente terugkom en dan natuurlik Februarie is die hoogseisoen vir die toeriste en dan is hulle volop. Absoluut. Studente mag hulle dan ekstra tokens koop ook. Hulle kan nogals, maar jy moet nogals baie drink om hierdie tokens op te drink en ons moedig altyd verantwoordelike gebruik van wyn aan. Ja, absoluut. Maar hulle kan dan terugstap poshuis toe. Dit is nie te ver nie. So net so breed Stellenbosch, restaurante as mense nou, ons is hierso in Kerkstraat, in Dorpsstraat, allerlei bekende strate in Stellenbosch. Dis 'n restaurante op restaurant, maar dit is topklas restaurante. Dit is 'n totale eetervaring en 'n kuierervaring. Absoluut. En ons wil ons graag vestig met en ons kan vergelyk met die beste restaurantbestemmings in die wêreld. Want as ons kyk na die keuse wat mense het en dit maak nie, dit hoef nie noodwendig 'n baie gesofistikeerde restaurant te wees nie. Die oogmerk is om wat jy ook al eet hier, om die beste in daai kategorie te kan hê. As dit 'n hamburger is by Vrye Burger met die op die pad, met die pad, dan moet dit die beste burger wees. Of as jy stap in Kerkstraat, hier's wonderlike ook coffee shops, baie verskeidenheid van cuisine wat aangebied word. Regtig 'n eetervaring. Mense kan Stellenbosch toe kom en vir dae net eet en ons gasvryheid geniet saam met ons goeie wyn. 'n glasie wyn en ons het hier so 'n heerlike glasie wyn. Ek dink dit is van Pieter Falke. Dis reg, dis Pieter Falke en hierso is 'n klomp kelders en dit is verskeidenheid. Dit is rooiwyne, witwyne, maar dit bly daarmee amper die fondasie van Stellenbosch ook die wyn. Dit lok die toeriste. Dis reg en dis dikwels mense kom vir wyn want dit is wat hulle ken en as hulle hier is dan sien hulle ons het pragtige kuns. Ek weet nie of jy opgemerk het nie, maar die mooi straatkuns wat ons het. Op die wynplase is daar pragtige kunsinstallasies. So kuns is 'n baie groot
aantrekkingskrag en dan natuurlik ons kultuurhistoriese aanbiedings wat natuurlik luisterryk is hier op Stellenbosch, baie mooi. En dan het ons dan die buitelug ervarings. Ja, so daar's regtig waar en dan natuurlik die kos. Jy weet so dis die elemente wat ons uitlig, maar die lekkerte van dit is dat elkeen van daai elemente het diepte. So wat jy ook al kies, daar's baie om van te kies. Ja, ek het alself so in af in Kerkstraat by Helena's dink ek die heerlikste lams Malaysian curry geëet en hier is 'n verskeidenheid wat mense eet. So ter afsluiting miskien die program se naam is Kaap vol hoop. Sommer net hoop en dis nou die feestyd wat opgaan interaksies en rondom ons gebeur dit skep op hoop vir ons vir die toekoms net. Absoluut en Stellenbosch is nogals 'n dorp wat sosiale geregtigheid nogals ernstig opneem. En ons het 'n wonderlike produk wat ons noem die stap van hoop en heling. En dit is juis om die moeilike verlede van Stellenbosch te erken en dan lig ons elemente uit van die moeilike verlede. Kyk, slawerny, kolonialisme, apartheid, dit was baie allerhande goed het in ons dorp gebeur. So ons steek dit nie onder die mat in nie. Ons erken dit, maar terselfdertyd skep ons ook hoop vir die toekoms. En dit is hoekom ons met ons interaksie met gemeenskappe, met wonderlike werkskepingsinisiatiewe, veral in die toerisme sektor waar ons spesifiek kyk na volhoubaarheid, dat mense nie net iets op die been bring wat nie volhoubaar is nie. So ja, ons is ook 'n dorp wat hoop bring. Ja, absoluut. Mense ervaar dit. Namibië is natuurlik welkom. Hulle kan maar kom kuier. Absoluut, ons wag vir hulle. Eerlik om saam te kuier. Dankie. Voorreg.